gaan saam lees uit Efesiërs hoofstuk 1 vers 15 tot 23, Efesiërs 1 van vers 15 af, maar ons gaan eers saam bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u kinders is, u kinders mag wees, dat u self ons u kinders noem. Dankie Here Jesus dat u ons leer bid het, tot ons Vader wat in die hemel is. Maar baie dankie dat ons kan weet, die hemel is hier by ons, dat u deur u Heilige Gees binne in ons woon, met ons werk, met ons praat, en wanneer ons nie weet wat of hoe om te bid nie, dan tree u self vir ons in. Dankie vir u woord, Here, vir elke woord wat u vir ons gegee het, in die nuwe verbond ook, om ons aan u te herinner, aan die genade wat u met u eie lewe vir ons betaal het. Help ons vandag, elkeen van ons, om te verstaan wat presies dit vir ons persoonlik ook beteken. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Efesiërs 1 van vers 15 af. Ek gaan uit die 83 vertaling lees. Paulus skryf in vers 15, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom, aan Jesus Christus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Ons is besig met Efesiërs, die hele brief gaan ons deurwerk, so stelselmatig, verlede week begin. Ek wil net weer vir u van die verse lees, die hele gedeelte is so kragtig en sterk, maar u sal nou hoor dat dit hier in hierdie gedeelte hoofsaaklik oor 3 goed gaan. Dit gaan oor baie meer, maar dit gaan oor hoop, oor die erfenis wat ons het en oor die krag wat die Here Jesus vir ons ook gee. Nou in die 83 vertaling het ons gelees, Paulus sê in vers 18 tot 20, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Watter hoop sy roeping inhou, watter heerlike erfenis hy vir die gelowiges bestem het, en vers 19, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. En dan sê Paulus, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Ek wil net vinnig vir u ook lees, soos dit hier staan, in die Nuwe Testament, mag hy julle hart se oë, ons het nou gehoor geestesoë, letterlik staan daar die oë van jou hart, die binneste oë sê ek altyd, mag God julle oë van julle harte so verlig met sy helder hemelse lig, mag julle diep in julle binneste besef, tot watter wonderlike nuwe lewe julle geroep is. Dan sal julle hoop op die nuwe lewe wat op ons almal wag, net nog sterker groei. Mag julle ook besef, julle is skatryk in die Here.
Sy oorvloedige heerlikheid is sy erfporsie aan al die heiliges, aan almal wat aan hom behoort. En dan vers 19 sê hy, mag julle ook besef hoe reusagtig groot God se krag is. Hy werk hiermee in al die heiliges. Met dieselfde bonatuurlike mag het hy ook in Christus gewerk, toe hy hom lewend gemaak het uit die dood. Toe het hy aan Christus die belangrikste plek in die heelal gegee, daar aan sy regterhand. So julle kan hoor dat dieselfde boodskap kom deur van ons hoop in die roeping wat ons het, die erfenis wat God vir ons gee, die erfporsie, sê die Nuwe Testament, en dan natuurlik hierdie krag waarvan hy praat. Broers en susters, ons leef nou mos maar in 'n tyd van baie inligting, maar nie van baie insig nie, dink ek. Mense sê mos, daar word nou soveel aandag gegee aan kunsmatige intelligensie, kan ons nie maar weer 'n bietjie aandag gee aan natuurlike intelligensie nie. Want dit is asof die mensdom, ons het natuurlik die meeste inligting wat daar nog ooit bestaan het tot ons beskikking, op ons fone, op ons rekenaars. Ons hoef nie eers meer na 'n biblioteek toe te gaan nie. Die kinders wat jonger as 40 is, vra, wat is 'n biblioteek? Hulle ken nie 'n biblioteek nie. Skole het nie meer biblioteke nie, maar die inligting het geweldig vermenigvuldig en dit is tot ons beskikking. En tog voel dit of daar 'n gebrek aan insig is, ook wat geloofsake aanbetref. Daar's mense wat hulle Bybels baie lees, lankal lees, goed lees, gereeld lees, en dan wonder 'n mens baie keer of daar insig is. Nou hoor julle wat Paulus bid, hy bid nie dat God sal kom en ons omstandighede verander en ons lewe vir ons makliker sal maak nie, hy bid dat ons dieper insig sal kry. Dat ons geestesoë, die oë van ons hart verhelder sal word, dat ons 'n geestelike visie en 'n insig sal kry. Partykeer voel dit vir my, mense raak maklik paniekerig deesdae. Hulle wys dit nie altyd nie, maar is of daar so onsekerheid is. En dis nie noodwendig 'n geloofsprobleem nie. Ek dink dis net wanneer mense vergeet wie regeer. Wie is in beheer? As mens dit vergeet, dan kan jy baie maklik paniekerig raak. Dink byvoorbeeld in die Bybel in die Ou Testament, in die tyd van die rigters. Julle onthou mos, daar was maar priesters, Samuel en die ander wat opgetree het namens die Here, maar daar was ook 'n tyd van rigters. Letterlik beteken dit eintlik regters, want in die Engelse Bybel word dit ook genoem judges. Dit was leiers wat deur God aangewys is om die ordelike sake te hanteer en die volk te lei, maar hulle was nie konings nie, hulle was nie profete of priesters nie, hulle is rigters genoem. Maar in daardie tyd was dit nou nie vreeslik stabiel in Israel se geskiedenis nie. Die heel laaste vers van die boek, in Rigters 21 vers 25 staan daar, in daardie tyd was daar nie 'n koning in Israel nie. Met ander woorde, daar was nie een wat regeer het nie. En dan staan daar, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Daar's chaos wanneer daar nie iemand is wat regeer nie. Dink 'n bietjie aan die wêreldgeskiedenis. Die van julle wat van geskiedenis hou, so teen die einde van die 18de eeu, 1790 daar rond, aan die einde van die Franse revolusie was daar chaos in Europa, in Frankryk. Die monargie het geval, daar was nie 'n stabiele regering nie, koppe het gewaai letterlik, en mense het in vrees gelewe, want niemand het beheer geneem, niemand het regeer nie. Daar was 'n soortgelyke situasie in Duitsland aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog. Mense was so verward en bang dat hulle sommer 'n vreemde leier agterna gesit het, wat ons nou liewer nie vandag oor gaan praat nie. Nou ons as die volk van God, die liggaam van Christus, die kerk, die nuwe volk, die bruid van Christus, ons bely openlik dat ons glo in Jesus wat leef en wat regeer. Maar glo jy dit nog? Glo jy met jou hele hart dat Jesus Christus regeer oor die heelal?
Dis maklik om te weet of ons dit regtig diep innig glo, want dan sal daar nie paniekerigheid by ons wees nie. Daar sal nie 'n bekommernis wees oor wie is in beheer, hoekom is daar so baie chaos en wanorde. En dan sal ek en jy leef soos mense wat nie net weet wie regeer nie, maar wat ook weet dat ons aan hom behoort. En daarom het Paulus vir ons in hierdie gedeelte, dink ek, hierdie 3 belangrike waarhede uitgespel. Hoop, sê hy, rus op God se roeping. Nie op wat ek doen nie op my prestasies en my pogings en my sogenaamde krag of sukses nie. Ons het gehoor daar in die eerste deel van vers 18 sê hy bid vir die gemeente, vir die gelowiges. Hy sê ek bid dat God julle geestesoë sal verhelder, verlig. Met ander woorde dat God se lig in julle harte sal inskyn en dat julle sal kan verstaan. Hy sê kan weet watter hoop sy roeping inhou. Nou, ons praat baie oor roeping en ons stadium was daar totaal en alle wanopvatting dat net sommige mense 'n roeping het. Maar hier praat Paulus van die roeping wat God op elke mens se lewe plaas om na hom toe te kom, om aan hom te behoort, en ons het daardie roeping aanvaar. Elkeen van ons het die roepstem van God gehoor en positief gereageer deur die krag van die Heilige Gees. In die Nuwe Testament staan daar, mag hy julle harte se oë verlig met helder hemelse lig, mag julle diep in julle binneste besef tot watter wonderlike nuwe lewe julle geroep is. Mense dink baie keer God het ons geroep vir swaar kry, vir pyn en lyding en vir onsekerheid en twyfel en vrees. Dis nie waarvoor God jou geroep het nie. Paulus sê dat julle sal diep in julle binneste besef tot watter wonderlike nuwe lewe julle geroep is. Dan sal julle hoop op die nuwe lewe wat op ons almal wag, net nog sterker groei. Ons hoop is nie veronderstel om te taan, om minder te word, maar om sterker te word. Die hoop van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus se verlossing, is God se inisiatief. Dis hy wat dit vir ons gee. Dit begin nie by my geestelike CV nie. Paulus sê, hy het sy geestelike CV weggegooi, toe hy besef het dat al wat hy wens, is om Christus te ken. Ons hoop en ons roeping hang nie af van jou eie prestasies of jou eie pogings nie. Laat vaar dit asseblief. Natuurlik moet ons uit dankbaarheid mooi lewens leef en goeie dinge doen, maar dit is nie waarop ons hoop vestig nie. Paulus sê, hy wil hê ons moet meer, nie net hoopvol voel nie, maar dis hoekom ek hou van die 83 vertaling, want daardie woorde kan ook vertaal word met dat julle sal weet, daardie diep binneste besef is om te weet. Dit is die waarheid. Diep in julle binneste. Die hoop waarvan Paulus praat is nie optimisme nie. Dit is nie iets wat ek hoop nie. Dit is 'n vaste verwagting, 'n seker wete van dat God in beheer is en dat hy besluite geneem het. Nou, as jy hoop op jou eie geestelike prestasies berus, dan sal jy onseker wees. Dan sal mense bang raak en voorgee dat daar nie fout is nie, maar diep in hulle harte is daar so 'n innerlike bewe aan die gang, so klein bietjie paniek. Maar as jou hoop op God se roeping berus, dan kan jy asemhaal. Dan staan nie 'n drukking op jou bors, as jy weet dat God in beheer is. Die vraag vandag is of jy dalk jou eie verwagting in die toekoms, die ewige lewe, die beter lewe saam met God, baseer jy dit op jou eie pogings, jou eie prestasies, dan gaan jy altyd skuldig voel. Want nie een van ons kan dit doen nie. Niemand van ons kan enigsins, hoegenaamd, 'n klein bietjie genoeg presteer om iets te verdien. Dis net genade. In 2 Korintiërs 12 vers 9 hoor ons dat Paulus direk van God af 'n woord gehoor het. God het met hom gepraat
En dit is nou in 'n ander konteks van Paulus se eie lyding en swaar kry, maar die woord wat God vir hom toe gee, en Paulus haal dit aan, hy sê die Here het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Klink dit vir julle of die Here verwag Paulus moet presteer? Hy sê nee, dis glad nie 'n krisis dat jy swak is nie, want dan kom my krag in jou eers duidelik na vore. Vestig jou hoop op God se roeping, nie op jou eie pogings nie. Paulus sê ook, ons het nou gehoor, hy praat van ons erfenis. En dit is jou erfenis wat jou identiteit bepaal, nie jou omstandighede nie, nie eers jou eie herkoms of jou eie manier van dinge bedink of beleef of doen nie. Ons het gehoor verder in vers 18 sê Paulus, hy bid dat die kinders van die Here sal besef watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat God vir al die gelowiges bestem het. Weereens broers en susters, nie net vir sommige supergelowiges nie, al die gelowiges kan vandag opnuut weer net vir die Here dankie sê dat ook jy is ingesluit in God se Nuwe Testament. Jy het ook 'n erfporsie wat vir jou persoonlik wag. Die Nuwe Testament vertaling sê, mag julle ook besef dat julle skatryk is in die Here. Sy oorvloedige heerlikheid is sy erfporsie aan al die heiliges, aan almal wat aan hom behoort. Daar's nie een kind van die Here wat beter is as 'n ander een. My dierbare oorlede moeder het altyd gesê, die nuwe Here se ry, as ons in 'n ry staan by die Here, daardie ry staan dwars. Ons staan almal voor in die ry. Hoor net 'n bietjie, hoe is Paulus in harmonie met Petrus? Petrus sê presies dieselfde, en dit gaan nou hier oor Efesiërs, maar ek wil net vir julle wys, dat dit nie net Paulus is wat dit sê nie. Sy mede-apostel skryf in 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Hoor net, dis amper presies dieselfde woorde. Hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Petrus sê dit net in andersterom, presies dieselfde woorde as Paulus. As kind van God is jy en ek deur sy genade in Christus verseker van ons erfenis. Daardie erfenis, kortweg genoem, die ewige lewe. In Johannes 3 vers 36 staan daar, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Nie hoop of verwag of dink hulle gaan die ewige lewe miskien kry nie. Wie in die Seun van God glo, het die ewige lewe. Titus 3 vers 6 tot 7 skryf Paulus, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Ons het erfgename geword. Dis nie iets waarna toe jy moet werk nie. Verlede week het ons in hoofstuk 1 vers 14 van Efesiërs gelees dat God sy Heilige Gees wat ons gegee het as 'n waarborg. Daardie Griekse woord beteken eintlik 'n deposito, 'n pand, 'n eerste betaling om jou te verseker jy sal die res ook kry. En wat is die res? Dis maar net die volmaakte ewige lewe met die wederkoms, of wanneer ons van hierdie lewe oorgaan na die volgende een, dan het ons die volle erfenis. Ons, die liggaam van Christus, die kerk, is nie 'n byproduk van God se plan nie. Dit is 'n sentrale deel daarvan. God se plan was om in Christus se liggaam, sy nuwe volk, sy kerk, sy nuwe familie te vestig. My en jou waarde word nie bepaal deur enige iets wat ons doen of wat iemand van ons sê nie, maar in God vind ons waarde. Nou as jy dalk vandag vergeet het wie jy is,
dan gaan jy leef soos iemand sonder 'n erfenis. Daar gaan onsekerheid by jou wees, daar gaan 'n gevoel wees van, ek gaan maar net, soos die Engelse sê, deur die emotions, ek gaan maar net daardeur en sal maar sien waar dit eindig. Maar, as jy weet jy's 'n erfgenaam, dan leef jy soos een. Dan is jy nie 'n geestelike bedelaar wat voel jy moet alles verdien of verdedig nie. En daarom sê Paulus ook vir ons van hierdie krag. Nou, krag is 'n moeilike ding, want ons sien te veel in die wêreld hoe krag misbruik word en as mense mag of krag bekom, hoe hulle dit gewoonlik misbruik. Maar hy sê hierdie krag is nie uit onsself nie, dit vloei uit die heerskappy van Jesus Christus. In vers 19 en verder het ons gehoor hoe Paulus gesê het, hy bid vir ons, dat ons sal besef hoe geweldig groot hierdie krag is. Deur die Heilige Gees wat God in ons werk. En julle het dit nou gehoor, julle ken dit. Hy sê dis dieselfde krag waarmee God vir Christus uit die dood laat opstaan het. Ons praat sommer so in die kerk en in die teologie en in Bybelstudies van opstandingskrag. Maar weet jy wat is opstandingskrag? Onthou, as mens was Jesus Christus dood. Hy was 'n paar dae in die graf. Die graf was verseël. Sy disippels het nie regtig gedink hy gaan opstaan uit die dood nie. Hulle het nie geweet of hy dit geestelik bedoel het en wat het hy nou presies bedoel nie. Hulle kon dit nie eens aanvaar die aand by die laaste Paasmaal saam met hulle, toe hy vir hulle gesê het wat gaan gebeur nie. Maar dan kom die vrouens die oggend daar en dan wil hulle nog vra dat die soldate die klip sal wegrol, maar dan is die klip weg. Die graf is leeg. Petrus en Johannes hardloop soontoe om seker te gaan maak, daar het 'n absolute wonderwerk gebeur wat alle wonderwerke oortref. Christus het met die krag van God uit die dood uit opgestaan. Dit is opstandingskrag. En Paulus sê dieselfde kragtige werking van sy mag werk in elkeen wat glo. Dis nie veronderstel vir ons om nou te voel, ek is nou 'n superhero en ek kan nou doen net wat ek wil en sê en dan sal dinge gebeur nie. Maar dit beteken ook nie ons moet soos verlepte lelies leef en Paulus sê ons is nie gevul met 'n gees van vreesagtigheid nie, maar krag en liefde en selfbeheersing. Leef jy soos iemand wat besef dat in jou werk God met opstandingskrag. Net soos jy is, jy hoef nie eers 'n kursus deur te kom of jare lank iets te doen om daarby uit te kom nie. Dis deel van jou nuwe identiteit. Maar wat doen ons daarmee? Ons verstaan dit nie, so ons ignoreer dit heeltemal. Dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Die krag van die Heilige Gees wat in jou werk, hierdie opstandingskrag, is nie jou eie wilskrag nie. Want dan is dit weer ek gaan nou so hard probeer om reg te leef. Dan is dit wilskrag. Dis ook nie selfmotivering nie. Ek moet beter, ek kan beter. Here help my, ek sal beter nie. Dan is dit weer jouself wat dit doen. Dis nie positiewe denke of slim selfspraak nie. Mense praat deesdae so baie van goeders wat hulle verklaar en wat gemanifesteer word deur die woorde wat hulle spreek. Dis nie dit nie. Dis absoluut net die krag van die Heilige Gees wat op sy manier in jou werk. Wat enige iets kan doen. Daar's miljoene der miljoene voorbeelde. Net die feit dat jy vanoggend jou oë oopgemaak het, is deur die krag van God. Jy het dit nie self gedoen nie. Maar baie meer as dit ook. Jou liefde vir mense rondom jou. Jy het krag nodig daarvoor. En waar gaan ons daardie krag vandaan kry? Nie uit my eie nie. Uit my eie wil ek net myself lief hê. En baie keer is ek ook nie eers vir myself lief nie. Ons kan nie in ons eie krag dit probeer doen nie. Ons hoor dit vandag weer baie duidelik. Paulus sê die wêreld sal paniekerig wees en die kinders van die Here kan dalk ook paniekerig wees as ons nie weet wie regeer. En daarom sluit hy hierdie gedeelte af met hierdie wonderlike beskrywing van wie Jesus is en waar hy is
en dat hy die hoof van sy liggaam aan die regterhand van God het en regeer. Julle kan al daardie mooi woorde weer gaan lees. Ons, die liggaam van Christus, die bruid van Christus, sê hy, is aan die hoof verbind. Die krag wat ons het, vloei uit hom uit. Dit het my laat dink aan Matteus 14, die geweldige storm, die boot dreig om te slaan, die disippels is paniekerig. Ervare vissermanne, hulle is paniekerig, dan staan daar in vers 26, toe kom Jesus op die see aangestap, en toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik. Daar was paniek by hulle, en hulle het gesê, dit is 'n spook. Van angs het hierdie volwasse mans hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie, moenie so paniekerig wees nie, dit is ek. Die Here wil vandag ook deur Efesiërs 1 hierdie paar verse vir jou sê, moenie bang wees nie, dit is ek, sê hy, dit is hy wat regeer, is nie die wêreld of politieke magte of wat ook al, of wie ook al wat in beheer is nie, hulle dink dalk hulle is. In Markus 4 was daar ook 'n ander storm, daardie keer lê Jesus in slaap agter in die boot, maar hy staan op en hy maak die storm stil, en hoor dan net wat staan daar, die disippels was verbaas en hulle het gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hulle het iets gesien van Jesus Christus, wat oor die heelal regeer. Hy is in beheer. Weet julle dat in die Nuwe Testament staan daar ten minste 17 keer, dat Jesus is aan die regterhand of die regterkant, dis die afwisselvorme van die Vader. 17 keer staan daar, Jesus is in daardie regeerposisie, Paulus sê die hoogste posisie wat daar is, aan die regterhand van die Vader. En in net die boek Openbaring staan daar 24 keer dat hy regeer, hy's in beheer, hy's daar op sy troon besig om uit die heelal te regeer. Maar waarom is mense dan paniekerig? En daarom sê Paulus vir gelowiges, ek bid dat julle geestesoë sal oopgaan, want dit lyk vir hom die gemeente verstaan dit nie. Jesus Christus is die ewige koning en hy regeer reeds. Hy gaan nie eendag regeer nie, hy regeer reeds. Hoor net weer vandag, broers en susters, Paulus bid nie vir nuwe omstandighede nie, maar vir nuwe insig. En ek en jy moet meer tyd maak om saam met God te wees alleen, om hierdie insig te kry. Ons gaan dit nie op die internet kry nie. Ons gaan dit nie sommer net so kry nie. Dit is deel van jou wandel met die Here. Dat jy sal sien wie jou geroep het, wie jy is en wie regeer. Dit is wat Paulus vir ons bid. En dan kan ons rustig leef, selfs al is die wêreld in chaos. Want God het vir ons gewys, die troon is nie leeg nie. Die kerk is nie alleen nie. Die kinders van die Here is nie vaderloos nie. Ons het 'n koning, hy leef en hy regeer. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag net weer kan hoor, ons behoort aan U, die ewige koning, die God wat leef en regeer. En dat Paulus skryf, alles is onder U voete gestel. U heers oor alles wat ons kan sien en nie kan sien nie, en alles wat nog kom, sê hy. Dankie dat ons kan weet vandag aan wie ons behoort. Help my Here om elke dag van my lewe vanuit hierdie waarheid te leef. Ek behoort aan U en U regeer.